Hi, my naam is Andrei en ek wil vandag saam met julle praat oor die prys van geskenke. Nou, ons wat in Suid-Afrika bly, ons het so half dink ek 'n voorsprong op ander mense want ons het jare van staatskaping gehad wat ons oë oopgemaak het vir hoe slinks mense kan wees, hoe slinks die ouens in die politiek ook kan wees. Net omdat iemand jou uitvat vir 'n ete by KFC of wat ook al, beteken nie net hulle is jou vriend nie, beteken dalk hulle is agter een of 'n groter agenda aan en jy is net 'n rat in die masjien wat gemaak het hulle kan geld maak uit jou uit of uit die land uit. So ek dink ons is baie krities oor hierdie goeders, juis omdat ons gesien het hoe skeef dit kan loop. Dat mense baie keer vir jou geskenke gaan gee, nie net omdat hulle wil geskenke gee nie, maar omdat hulle eintlik iets by jou soek. Ek bedoel, op sosiale media weet ons, dit is ook so. Ek bedoel, jy kry gratis apps, maar baie vinnig kom jy agter dat daar niks eintlik gratis is in die lewe nie. As 'n produk gratis is dit eintlik net 'n ander woord daarvoor dat jy die produk is en dat ergens langs die pad gaan jou inligting of jou data of iets van jou verkoop word en jy is maar net 'n rat in die masjien om iemand anders te ryk te maak. Dis hoekom iets word gratis aangebied, maar elke geskenk het 'n prys. Op internasionale vlak is hierdie ook vir ons iets wat uitstaan deesdae. En ons is gewoond aan 'n sekere manier van werk dat daar so half met finesse gewerk word, dat lande met mekaar sal handel en hulle is vriendskaplik en hulle is sagte handjies. En dan kom iemand soos Donald Trump wat kom en sê, maar ek soek iets by jou. Ek gaan nie net vir jou help Oekraïne met militêre goederes nie, ek soek jou metale, ek soek jou kosbare metale soek ek en dan gaan ek vir jou dit gee. En vir party van ons is dit so blaatant dat dit dwars in die krop steek en vir ander van ons is dit weer 'n vars bries in 'n vertrek, net dat mense oop en eerlik is om te sê, weet jy wat, daar is niks gratis nie en ek soek iets by jou. Kyk, op 'n persoonlike vlak moet ek sê, as iemand begin gaaf en goed met my is daar dadelik ook my spidey sense wat so inskop en vra, wat is hier eintlik aan die gang? Hoekom is iemand nou so vriendelik met my? Wat soek hulle by my? Want hoekom is mense nie oor die algemeen net gaaf en goed nie? Gewoonlik wanneer dit gebeur, is daar een of ander prys wat betaal gaan moet word. Mense soek iets. En selfs wanneer dit by geloof kom, is 'n mens so half ingestel om krities te wees deesdae, want die hele storie klink eintlik net te goed om waar te wees. Ek bedoel, jy sit hier so in 'n wêreld wat deurtrek is met tekorte en foute en ons eie tekorte en foute. En dan kom God in sy grootheid en sy almag en in sy goedheid en hy kom aarde toe, word mens, betaal die prys vir my en jou tekorte, vir ons sondes, hy sterf aan 'n kruis sonder dat hy dit eers verdien het, oorwin die dood, staan op, gee vir ons sy gees en vaar op hemel toe en sê ek gaan vir jou 'n plek gereed maak. En die fondasie van die hele argument vir wat Jesus doen is omdat hy goed is en genadig is omdat hy liefde is. Maar dit laat 'n mens dink, maar wat is sy angle? Wat is die invalshoek wat die Here hierso? Wat is sy agenda? Wat soek hy by ons dat hy bereid is om hierdie prys te betaal sodat ons gratis gered kan word sonder dat ons daarvoor hoef te betaal? Dit maak ons baie krities en ek dink dis een van die goeters wat ons laat wonder, wat is die prys dan? Nou in die Ou Testament het die Here dieselfde aanbod gemaak aan sy volk, na Abraham toe gegaan en gesê, ek gaan jou God wees en ek gaan vir jou goed wees, ek gaan jou seën en ek gaan jou baie maak en ek gaan so goed vir jou wees dat die aarde deur jou as volk geseën gaan wees. En die ironie daarso is daar's nie 'n ander kant Abraham moet iets terug doen nie. Dis net God wat sê, ek gaan jou God wees en jy gaan my volk wees. Dis hy. En dan soos die tyd verloop, begin mense hieroor dink en hieroor wonder, en later gaan hulle na die Here toe deur Moses, hulle sê, okay, maar ons wil weet, hoe moet ons dan u volk wees, as u ons God is, en ons is die volk, hoe moet dit lyk? En die Here gee dan deur Moses vir ons 10 gebooie, die wette, wat sê, jy mag nie moord pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie egbreek pleeg nie, jy moet nie vals getuienis gee nie, mag nie begeer nie, jy moet luister na jou ouers, en jy moet Sabbat heilig hou, al 10 hierdie gebooie, wat ietsie probeer sê van hoe ons dan hierdie Here moet aanbid, hoe ons sy volk moet wees. Maar nog steeds is die aanbod wat vir ons gegee word, en dit wat vir ons gevra word, is nie in balans nie, en mense begin soek, en hulle soek antwoorde, wat is die prys dan vir die geskenk wat God vir ons gee? En die Jode kom later by 'n plek uit waar hulle besef, wel, as die Here dan vir ons hierdie wette gegee het, en hy het ons uitverkies, dan is die twee goeders dalk in mekaar vas, dat die prys wat ons moet betaal vir sy goedheid, is dat ons moet offers bring, en ons moet gehoorsaam wees aan sy wette.
En dan nog na hierdie uitbou van die wette en 'n inkleer van hierdie wette dat alles later haarfyn uitbeplan word sodat daar 'n prys gekoppel moet word aan die goedheid van die Here. En dan kry jy baie keer in die Bybel waar in die Ou Testament veral waar die profete gaan en begin krities raak hieroor en sê maar die Here, ons verstaan die Here nou verkeerd. Die Here soek barmhartigheid, hy soek liefde, nie offers nie. Hy soek 'n sagte hart van ons, soos wat sy hart sag is. Dis wat hy eintlik soek. Is hy wil aansteeklik wees in sy goedheid en liefde. Hy hoop om ons aan te steek daarmee dat ons mekaar anders te sal hanteer. Maar die idee daarvan is net so vreemd dat God eintlik nie iets terugsoek nie, dat dit op die einde van die dag posvat dat al hierdie wette en reëls is om te sê, dis hoe jy die liefde en die genade van die Here verdien. Maar dit los ons nog steeds as die Ou Testament voel, hier moet 'n prys betaal wees, hier moet 'n agenda wees, en in ons binneste met staatskaping regdeur tot internasionale politiek en ons eie ervarings en ons eie lewens wys vir ons dat daar's altyd 'n prys om te betaal. Hoe verstaan 'n mens hierdie goedheid van die Here? Hoe moet ek en jy sin maak van 'n God wat afbuig na ons toe en ons uitkies en dit lyk of hy niks soek nie? Hoe moet ons dit verstaan? En wat is die implikasies daarvoor dat 'n mens in hierdie God glo wat te goed is om waar te wees? Nou die goeie nuus is, dis een van die goeters wat die Bybel al in Genesis probeer antwoord, wanneer Abraham begin om die Here te volg. So daar's 'n storie in Genesis 14 van Abraham wat 'n grondgebied daar begin kry. Hy's een van die ouens daarso, nomadies, wat rondtrek met sy goeders, maar hy en sy swaar Lot, hulle kom op die internasionale vlak daar, so hulle begin pionne word wat daar rondspeel. En dan is daar 'n beweging van konings wat begin saam staan en hulle begin so een vir een die hele area verower. En hulle maak buit van oralste wat hulle wen en hulle onderwerp die mense en hulle neem kruisgevangenes en hulle neem gevangenes en so brei hulle gebied uit en hulle mag uit tot hulle op die einde by Abraham kom en Abraham gaan hulle tegemoet. Hulle het op daai stadium klaar vir Lot, sy swaar het hulle gevange geneem en Abraham gaan toe op, hy trek op en hy oorwin hierdie konings. So hy stop hulle. En dit wys al klaar van hoe groot die genade en die krag van die Here is dat Abraham, wat op daai stadium nog nie die nageslag het, nog nie in die volk is nie, kan weerstand bied teen hierdie aardse konings. En dan die oomblik wanneer hy die oorwinning het, daar's twee goed wat gebeur. Daar's twee konings wat na hom toe kom om te kom onderhandel. En hierdie kry ons in Genesis 14 en daarso die eerste storie is eintlik Genesis 14 vers 17 en 21 wat die een koning is en dis asof hierdie storie so opgestel word om vers 17 en 21 is 'n storie wat so aan mekaar vloei, maar dan in die middel word 18, 19, 20, 3 verse word so half ingesqueeze hierso om te wys wat die tweede koning gebring het. So ek wil net vir ons die eerste koning sinne lees, dis die koning van Sodom, en dan die tweede koning wat so ingedruk is hierso, koning van Salem, Melchisedek. Genesis 14 vers 17. Toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Salwevlakte. Dit is die koningsvlakte. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net die mense en vat die besittings vir jou. So met ander woorde, Sodom was een van die gebiede wat verower word deur hierdie koalisie van konings en nou dat Abraham hulle gewen het, kom die koning van Sodom terug na Abraham toe wat nou die ander konings gestuit het en hy sê vir hom, en dit klink soos 'n goeie aanbod, hy sê, gee jy net vir my mense terug. Die mense wat oorwin is en gevat is, wat uit Sodom uit weggevat is, die stad uit weggevat is, gee hulle terug en dan vat jy al die besittings as buit. Dis al wat ek wil hê, is gee my net my mense terug. En dit klink so mooi en so rein en so goed. As hy sê eintlik vir Abraham, my mense is vir my die belangrikste. Hou jy die besittings, gee my net my mense terug. En ek bedoel, dit klink soos 'n goeie aanbod. Ek bedoel, Abraham het net hier gegaan, hy het die konings gestop, en eintlik skuld Sodom hulle om niks nie. En nou kom hierdie ou en sê, okay, maar jy kan eintlik al die besittings hou, ek soek net die mense. Maar dan die storie wat dit in perspektief plaas, is die storie van Melchisedek wat hier ingesqueeze word in vers 18, 19 en 20. Dit gaan so.
Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. En dan Abraham se reaksie, toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. So jy kry die twee konings hierso. Die ene is koning van Sodom, wat na Abraham toe kom en sê, weet jy wat, gee my net my mense, en dan vat jy al die besittings, en die koning Melchisedek van Salem, wat na Abraham toe kom, en vir hom brood en wyn, gasvryheid gee, en net sê, die seën van die Here is op jou. En dan reageer Abraham, en hy sê, wel, koning Melchisedek, vat 'n tiende van alles wat ek het. Hier is 'n offer, vat dit vir die Here. En dan reageer hy, wanneer hy met Sodom weer praat, die koning van Sodom. Kom ek lees dit net, die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net die mense en vat die besittings vir jou. Maar Abraham het hom geantwoord, ek het my hand opgelig en 'n eed afgelê voor die Here, voor God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê, ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Met ander woorde, hierso kom 'n mens agter wat Sodom, die koning van Sodom eintlik mee besig was. Hy was besig om te sê, ja, gee vir my mense, dan hou jy die besittings, maar eintlik was hy besig om 'n geskenk vir Abraham te gee wat hakke aan het. Later sal hy kon omdraai om te sê, wel, maar jy skuld my, want jou rykdom het nou van Sodom se goedheid afgekom. Dit was van ons onderhandeling afgewees, waar jy opgelig is na hierdie magtige koning toe, of hierdie groot volk toe. Dis wat hier gebeur het. En teenoor dit, waar mens kan sê, wel, hierdie was menslike handelinge gewees wat jou ryk gemaak het, kom Melchisedek en hy sê, maar die Here se seën is op jou, Abraham. Die God is vir jou goedgesind. En die ding is, Melchisedek soek niks nie, hy vra nie vir 'n tiende nie, hy is nie besig met 'n onderhandeling, hy is nie besig met enigiets nie. Abraham gaan en hy reageer net uit sy eie uit, en hy gee 'n tiende van alles wat hy het. Nie net 'n tiende van wat hy gebuit het nie 'n tiende van wat hy opeengesit het nie 'n netto of 'n bruto of wat ook al nie. Hy gee net 'n tiende, want hy ontdek in hierdie oomblik, in die ontmoeting met Melchisedek, ontdek hy iets spesiaals, iets eg, iets wat anderste is as in die wêreld. En miskien moet 'n mens hierso praat net oor wat hy daar ontdek het. As ek dit moet grond toe bring, dalk moet 'n mens dalk praat oor met wie trou jy eendag, of jou besluit om eendag kinders te hê. So baie mense trou en dan sê hulle, weet jy wat, ek het my ander helfte gekry. Nou dat ek hulle gekry het, nou is ek volledig, nou is ek vol. Maar die implikasie van so 'n besluit is dat ek was 'n halwe mens gewees voor die tyd, en ek het jou nodig gehad om my vol te maak. So ek het eintlik gekies om met jou te trou, sodat ek nie meer 'n halwe mens hoef te wees nie. En teenoor dit, dink ek, is die argument is, jy trou met iemand omdat jy 'n vol mens is, jy gelukkig met jouself is, om die waarheid te sê, jy het soveel geluk, soveel vrede, en soveel seën in jou binneste, dat jy dit wil deel met iemand anderste. En op die einde van die dag, kies jy iemand, wat die Here op jou pad gestuur het, nie omdat hulle jou vol maak nie, omdat jy vol is en jy dit wil deel. En daarom trou 'n mens. Omdat 'n mens nie die toekoms sonder mekaar kan sien nie, maar nie omdat jy iets van mekaar af nodig het nie, maar juis omdat jy nodig het om jouself met hulle te deel, omdat jy nie iets kort nie. Of anders dan sou ek praat oor ouerskap. Partykeer is mense besig om die besluit te neem om kinders te hê, en hulle dink, wel, hierdie kind gaan maak dat ons nie vassit nie, of hierdie kind gaan maak dat ons saam met ons vriende groei, of dat ons die volgende tree in ons verhouding gee. En dis op die einde van die dag 'n behoefte wat die paartjie het, wat hulle maak om op die einde van die dag, wat hulle druk om kinders te hê. Daai besluit sê, ons kort iets, so ons gaan kinders kry om daai behoefte van ons te vervul. Teenoor, dat 'n mens op 'n punt kom waar jy niks nodig het nie. Net die Here en mekaar en die liefde. En dan besluit jy om kinders te hê, nie omdat jy iets by hulle soek nie, maar omdat jy meer het om te gee. En jy deel op die einde van die dag jou liefde met hulle. En dis hoekom jy hulle in hierdie wêreld inbring. Dis hoekom jy hulle van God af smeek. Nie omdat jy iets kort nie, omdat jy iets het om te bied. En ek dink dis wat Abraham hier ontdek.
Hy ontdek vir 'n oomblik 'n God wat nie iets kort by mense nie, maar 'n God wat iets kom deel, wat van die begin af na hom toe gegaan het en gesê het, is Abraham, ek gaan jou God wees en jy gaan my volk wees, en ek gaan jou seën en ek gaan vir jou goed wees, en ek gaan jou so hard seën dat die mense om jou, dat die wêreld deur jou en jou nageslag geseën gaan wees. En toe Melchisedek opdaag, en hy bring net die seën van die Here, nie 'n lysie, nie 'n manipulasie, nie 'n behoefte, nie 'n plan nie, nie 'n agenda nie. Hy bring net die Here wat seën en sê, ek het genoeg en ek gaan vir jou gee, Abraham, want jy is my uitverkorene. Toe resoneer dit dat hier wat Melchisedek nou sê, dis wat die Here vir Abraham ook gesê het. So ek kies jou uit om jou God te wees. Nou, daar's 'n paar interessante goeters, is dat Melchisedek se naam beteken ook die koning van geregtigheid, en Salem waar hy vandaan kom beteken vrede, en 'n mens kan dit nou inbou hierso om te sê, is dis die aanbod wat God ook vir elkeen van ons bring, is God kom na ons toe, en hy kom regtig met hierdie aanbod wat te goed is om waar te wees, en hy sê, ek wil jou help dat dinge geregtig sal wees, dat dit sal uitbalanseer in jou lewe. En hoe ek dit gaan uitbalanseer is nie deur iets by jou te vra nie, maar deur myself vir jou te gee, deur jou lief te hê, te belê in jou lewe, deur jou te soek, en net vir jou lief te wees. So hierdie is regtig, en ek verstaan dit, die evangelie is regtig die boodskap wat te goed is om waar te wees. En die ongelooflike ding daarvan is, dat dit waar is, van die begin af, van God waar hy sy asem in ons inblaas as kroon van sy skepping, tot sy uitverkiesing van Abraham om ons te seën, tot sy liefde deur Jesus aan die kruis, en sy krag met die oorwinning van die graf, en die uitstorting van sy gees, is God besig om van die begin af, en tot vandag toe nog, my en jou uit te soek, nie om iets by ons te kry nie, maar om ons lief te hê. Ek hoop dat jy vandag nie kan uitstap. Ek kan sien dat maak nie saak wat jy deurgaan nie, en maak nie saak hoe bankrot jou geestelike bankrekening is, of jou regte bankrekening, of jou energievlak, of jou wat ook al, maak nie saak hoe gebrekkig jy is nie, is die absolute goeie nuus, is dat die Here kom om jou lief te hê, nie om iets by jou te soek nie. Mag hierdie liefde wat die Here vir jou het, jou ook verander soos wat dit Abraham het, sodat jy vir 'n oomblik nie net sien wat jy kort nie, maar dat jy besef, jy het meer as genoeg, soveel sodat jy kan gee. Kom ons bid saam. Almagtige Here, baie dankie dat hierdie boodskap van 'n God wat ons liefhet, wat te goed is om waar te wees, regtig die waarheid is. En dankie Here dat ons in 'n wêreld waar ons die hele tyd gebrekkig is en moet uitkyk vir wat soek ander mense by ons en hoe kan ons die bietjie wat ons het beskerm. Dankie dat U die God is wat nie kom om iets te soek nie, maar om Uself te gee. En help ons asseblief Here dat hierdie liefde ons sal verander. Dat ons ook anders sal begin kyk oor wat ons het. Dat ons ook onsself sal gee verander. Net soos wat U Uself vir ons gegee het. In naam bid ons dit saam. Amen. Baie dankie Here.